Sjoe, het jy al ooit so bietjie gestop en gedink oor presies hoeveel lewe daar op ons planeet is? Dit is absoluut fenomenaal. Welkom by hierdie verduidelikende aanbieding Graad 7's. Vandag is ek jou persoonlike wetenskaplike toergids. As jy al ooit probeer 'n sin maak het van die ongelooflike en byna oorweldigende rykdom van lewe op aarde, is jy op presies die regte plek. Ons gaan op 'n reis vertrek deur ons planeet se majesteuse lewensweb. En die beste van alles is, ons gaan seker maak jy is perfek voorberei vir jou eksamen. So gryp daai penne, want ons gaan die geheime van die natuur ontsluit. Maar wag, voor ons te ver vooruithardloop, kom ons kry net eers hierdie groot woord uit die weg. Wetenskappers gebruik die term biodiversiteit om te beskryf presies hoe groot die skaal van lewe op aarde werklik is. Dit is letterlik alles, van die heel kleinste onsigbare bakterieë in die grond tot by die massiewe blouwalvis in die oseaan. Maar as jy dink oor hierdie ontsaglike verskeidenheid, besef jy gou ons korte plan. 'n Stelsel om al hierdie dinge te bestudeer en te groepeer. En dit is presies hoekom klassifikasie, oftewel die groepering van dinge wat ooreenkom, so 'n ongelooflike kragtige en noodsaaklike instrument is. So, hier is ons safari-reisplan vir vandag se eksamenvoorbereiding. Ons kop af met die 5 ryke, dan kyk ons na die Linnaeus-stelsel, gevolg deur 'n diep duik in die diereryk, eers die gewerveldes en natuurlik die ongewerveldes. Dis jou padkaart vir daai eksamensukses, so kom ons val dadelik weg. Eerste op ons lys, afdeling 1, die 5 ryke. Dis die absolute fondasie van lewe. Ek wil hê jy moet jouself voorstel dat al die lewe op aarde binne in 'n yslike reusagtige laseerkabinet pas. En raai wat, daar is net 5 groot laaie in hierdie kabinet. Dis reg. Ons praat van die diere, die plante, swamme, protiste en bakterieë. Neem net 'n oomblik om dit in te neem. Absoluut elke enkele lewende ding wat bestaan, van die inwoners van 'n reusagtige oerwoud tot by 'n mikroskopiese druppeltjie water, pas iewers binne in een van hierdie 5 kategorieë. Dis nogal wild om daaraan te dink, is dit nie? Dit bring ons vinnig by ons tweede punt, die Linnaeus-stelsel. Dit is basies die wetenskap van name. Nou ja, as 'n ryk daar die heel grootste laai in ons laseerkabinet is, hoe op aarde vind ons een spesifieke klein diertjie daar binne? Wel, dis waar meneer Carl Linnaeus en sy briljante stelsel inkom. Hy het basies uitgewerk hoe ons kan inzoom van daai massiewe ryk laai reg af tot by een enkele spesifieke spesie. Dink hieraan as 'n eksamengehooier, wat jy net moet ken. Ons gaan stapsgewys af. Ryk, film, klas, orde, familie, genus en laastens spesie. Ek beloof jou, as jy hierdie 7 vlakke soos 'n rympie uit jou kop leer, het jy reeds 'n stewige fondasie. En kyk, hier is die towerkrag van hierdie stelsel. Dit stel wetenskappers reg oor die wêreld in staat om dinge te benoem sonder dat daar enige verwarring is. Ons noem dit die binomiale stelsel. Klink fancy, maar dit beteken net 'n 2-naamstelsel. Elke liewe organisme kry 'n genusnaam en 'n spesienaam. Maar hier is 'n massiewe eksamenwenk vir jou, so spits daai ore. Die genus kry altyd 'n hoofletter en die spesie kry altyd 'n klein letter. Die leeu is byvoorbeeld Panthera leo, ons as mense is Homo sapiens, en hier is die absolute goue reël vir daai vraestel. As jy hierdie wetenskaplike name met die hand skryf, moet jy hulle onderstreep. Altyd, geen verskonings nie. Reg so, ons is by deel 3. Kom ons duik die diereryk in en kyk na die gewerveldes. Oftewel, diere met 'n ruggraat. So, ons trek nou amptelik daai groot dierelaai oop. Maar voor ons na spesifieke diere kyk, moet ons besluit wat hulle almal regop hou. Gewerveldes het almal iets baie belangriks in gemeen, en dit is 'n endoskelet. Dit beteken doeteenvoudig 'n interne skelet wat aan die binnekant is, gemaak van been of kraakbeen. Jy het een, jou hond het een, selfs daai visie in die dam het een. Dit is daai noodsaaklike raamwerk aan die binnekant wat jou hele liggaam ondersteun en boonop jou organe beskerm. Ok, kyk mooi na hierdie opsomming, want dis waarskynlik jou beste vriend as jy wil leer vir gewerveldes. Ons breek hulle in 5 klasse op. Kom ons draf vinnig en logies daardeur. Eerstens, visse. Hulle leef net in water, haal asem met kieuwe, is koudbloedig en het skibbe. Tweedens het ons die amfibieë soos paddas. Hulle is baie uniek. As larwes of babas haal hulle deur kieuwe asem in die water, maar as volwassenes gebruik hulle longe, as ook hul kaal klimvel om asem te haal. Derdens is daar reptiele, bedek met droë skibbe wat eiers op die land lê. Dan kry ons voëls. Hulle is warmbloedig met 'n konstante temperatuur, haal asem met longe en onthou, hulle het hierdie wonderlike ligte holbene en vere sodat hulle maklik kan vlieg.
Laastens is dit ons, die soogdiere. Ons kry lewende babas, drink moedermelk, het 'n konstante liggaamstemperatuur en is bedek met hare of pels. Enige element hier is 'n perfekte eksamenvraag, glo my. Goed, nommer 4. Ons kyk na die ongewerveldes in die diereryk. Ek noem hierdie groep sommer die versteekte meerderheid. Maar hoekom die versteekte meerderheid? Wel, dink gou aan 'n dier. Jy het waarskynlik nou net aan 'n hond of 'n leeu of dalk 'n arend gedink, reg? Daardie gewerveldes maak eintlik net 'n skamele 2% van alle diere op aarde uit. Dit is ongelooflik om daaraan te dink, maar 'n absolute massiewe 98% van die hele diereryk bestaan uit ongewerveldes. Dit is diere met absoluut geen ruggraat nie. Hulle krioel letterlik oral om ons. Maar nou wonder jy seker, as hierdie diertjies dan nou nie 'n interne endoskelet het nie, hoe op aarde stort hulle nie net ineen soos 'n pappudding nie? Wel, die natuur het natuurlik 2 briljante oplossings. Die eerste is 'n exoskelet. Dink byvoorbeeld aan 'n krab. Dis letterlik 'n harde pantser, 'n dop aan die buitekant van die liggaam. Die tweede opsie is fantasties, 'n hidrostatiese skelet. Dit is 'n vloeistofgevulde struktuur wat onder druk is. Dink aan hoe 'n leë waterballon stewig en styf raak sodra jy dit met water volmaak. Dit is presies hoe wurms en daardie pragtige jellyvisse hul liggaamsvorm behou. Kom ons zoom bietjie in op een van die heel vernaamste ongewervelde groepe, die Phylum Arthropoda. Ons noem hulle in Afrikaans die geleedpottiges. Ek dink persoonlik, hulle is die absolute meester-ingenieurs van oorlewing. Hulle het almal 3 baie belangrike dinge in gemeen. Eerste, daardie harde exoskelet vir beskerming. Tweede, liggame wat in verskillende segmente of dele verdeel is. En derde, geleede pote. Dit is net 'n vreeslike slim manier om te sê hulle het pote met gewrigte wat buig. En weet jy wat is so lekker van hierdie geleedpotiges as jy hiervoor moet leer? Jy kan hulle super maklik uitken net deur om dinge te tel. Kyk net hier. Insekte, soos baaie of mure, het 3 liggaamsdele, 6 pote en 1 paar voelers. Spinagtiges, ja, jou spinnekoppe en bosluise, het slegs 2 liggaamsdele, altyd 8 pote en glad geen voelers nie. En dan kry jy die skaaldiere, soos daai krappe in die see. Hulle het ook 2 liggaamsdele, maar hulle spog met 10 pote en 2 pare voelers. Dis regtig logies en georganiseerd. As jy kan tel, kan jy hierdie vraag antwoord. Kom ons spring vinnig oor na nog 'n ongewervelde reus, die Phylum Mollusca, beter bekend as die weekdiere. Hierdie is fascinerende en soms vreemde wesens. Hulle het sagte liggame en wegkruip is baie keer hul beste verdediging, so hulle sit dikwels binne in 'n pragtige en sterk skulp. Dink aan mossels of oesters. Wat veral anders is as die geleedpottiges, is dat hulle glad nie pote het nie. Hulle seil of gly rond met 'n massiewe gespierde spiervoet. Alles van jou stadige, alledaagse tuinslak tot die hoogs intelligente seekat gebruik hierdie selfde basiese ontwerp om rond te kom. Sjoe, en net so kom ons by die einde van ons blitsvindige toer. Ons het gereis vanaf die groot 5 ryke, af met die trakkies van die klassifikasievlakke, reguit die dierryk in. Maar as ons mekaar nou groet, wil ek jou met hierdie een gedagte laat. As ons in ag neem dat 'n eislike 98% van alle dierespesies op aarde daardie ongewerveldes is, piepklein insekte in oerwoude, skaaldiere in die donker diepsee, vreemde en geheimsinnige weekdiere, hoeveel honderdduisende, absoluut onontdekte en fascinerende spesies dink jy kruip in hierdie einste oomblik nog daar buite weg? Hulle wag net in die skaduwees vir ons as Homo sapiens om hulle te vind. Sterkte met daai leerwerk vir die eksamen en moet asseblief nooit ophou wonder oor ons wonderlike wêreld nie.